My naam is Johan Greef, ek is 'n boer hier by Vredefort en ek wil julle vinnig vertel wat gebeur het op die 14de Februarie hierdie jaar. Ons het daai nag 'n geweldige haalstorm gehad wat oor die plaas gekom het. Ons het 'n groot land vol pampoene gehad wat ons moes lewer vir 'n maatskappy en daai nag word alles verwoes. En ek kom die volgende oggend by daai land en daar's niks groen oor nie, die dripperlyne is stikkend geslaan. Die ranke is middeldeur geslaan, daar's niks wat lyk of daar enigiets weer van kan kom nie. En terwyl ek kyk na die absolute verwoesting, toe dink ek, ek weet nie wat gaan ons maak nie. Dis te laat om oor te plant, daar's nie meer tyd nie, en daar's geen hoop nie. En op daai oomblikke toe besef ek sal nou moet begin bid, en ek bel vir Janie, en Janie kom soontoe, en ons gaan staan in die land, en ons begin net bid en ons begin sê, Here, doen iets hier wat vir u koninkryk 'n getuienis sal wees. En dit was moeilik want met jou oë sien jy hopeloosheid en verwoesting en jy weet, jy het al gesien sulke goed groei nie weer nie. Daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Maar terwyl ons so bid, toe gee die Here my Esegiel 37 vers 4. En daai skrifgie sê, dooie bene hoor die woord van die Here. En in daai oomblikke toe ek dit hoor in my gees, toe begin ek sterk raak en ek begin bid en ek begin sê, Here, dis wat ons bid, dit is wat ons vertrou. Ons wil nie eers meer kyk met ons oë nie, ons maak ons oë liewer toe en ons begin net na u kyk en ons proklameer lewe oor hierdie pampoene en ons bid, Here, bring iets hier voort wat ons later kan vertel en wat ons kan sê, kyk hoe goed is God. En ek onthou toe ons daar klaar is, toe stap ons weg en ons gaan huis toe en dat nie iets dadelik gebeur nie, maar 2 weke later, toe begin daai pampoene blare maak en binnekort daarna toe begin hulle weer blom en hulle begin dra en daar kom pampoene en elke dag wat ons daar verbyry sien ons net, maar hier gebeur 'n wonderwerk voor ons oë. En ons het aan die einde van die dag het ons daai oes afgehaal en ons het 'n sekere mikpunt waarby ons moes uitkom, ons het geplant vir daai mikpunt. En toe ons syfers agterna optel, het ons meer as 5 ton per hektaar bokant dit wat ons gedink het ons sou kry, sonder haal en sonder skade. En dis net die goedheid van die Here, en die getrouheid van die Here. En iemand het eendag gesê, dat 'n mens kan nie die seën van die Here op 'n sakrekenaar uitwerk nie, en dit het ek hierdie seisoen weer gesien. En almal wat daar buite is, wat op God vertrou, en wat weet, ons het El Nino gehad, ons het droogte gehad, ons het die moeilikste seisoen in jare gehad. En ons het deurgekom. Ons kan weer plant, ons kan weer aangaan. En vir die ouens wat nog wonder, ek wil vir julle sê dat God kan vir jou wegmaak. God gaan vir jou deur oopmaak. En dan wil ons hierdie jaar graag weer eens, soos altyd, wil ons saam bid. Ons wil saam as 'n gemeenskap kom. Ons wil die Here vertrou dat ons 'n goeie seisoen sal hê. Die Here sê in sy woord, vra en vir julle sal gegee word. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Middag julle, ek is PC Oosthuizen. Ons boer hierso buitekant Koppies in die Krielens distrik. En laas jaar se middag was vir my baie waardevol geweest. Alhoewel dit 'n moeilike seisoen was, het die Here vir ons deurgedra en hy het vir ons krag en wysheid en insig gegee. En ons is dankbaar daarvoor om vir jare weer hier te wees en nog 'n kans te kan kry. Ons wil sommer vir julle almal uitnooi om saam met ons verjaarsmiddag te kom bywoon en saam met ons te kom bid vir die seisoen, waar jy lekker kans kan kry om sommer vir jou buurman te kan bid en vir die land en vir alles. En alles gaan nie altyd net oor fisiese reën nie. As ons reën in ons geestelike lewens kry, beteken dit baie meer as fisiese reën. En ons hoop om julle daar te sien. Dankie. Goeiemiddag, my naam is Andries en ek boer hier in die Vredefort omgewing en ek wil graag vandag uitnooi om saam met ons te kom bid. Ons het jaarliks ons biddag vir reën in die koepelomgewing. En ek dink na 'n jaar soos hierdie wat ons gehad het, dink ek ons almal besef hoe nodig ons die Here het en hoe afhanklik ons van die natuur is en ons weet hy is in beheer van die natuur. So nooi jou vriende en jou familie uit en kom deel hierdie lekker dag saam met ons en hou dop vir 'n plek naby jou waar ons mekaar gaan kom en saam gaan bid. Goeiemôre julle, my naam is Adolf Greef, ek boer in die Vredefort distrik in die Vrystaat. Ek wil net groet in die wonderlike naam van ons groot koning Jesus wat lewe. God sê in sy woord dat lank voor ons vra, weet hy wat is ons behoeftes en daarom moet ons hom net uit ons hele hart uit
net met lof en dank vir hom sê, dankie Here, vir wat U reeds vir my voorsien. En ek is hier vanoggend met 'n dankbare hart, want ek weet, as ek so terugkyk oor die laaste 5 of 10 jaar in my lewe, dan, ja, ons het gebid vir reën, ons het gebid vir beskerming, ons het gebid vir allerlei goedjies. En baie van die goed het nie gekom soos ons het wil hê nie, maar dit het altyd uitgewerk hoe God beplan het vir ons lewe. So, God is die beste vernoot wat daar is in 'n besigheid. God is ons vernoot in ons lewens. Hy is ons Abba Vader. Hy is die een op wie ons kan vertrou. Ons kan nie vertrou op 'n bankbestuurder wat partykeer nie vir ons wil geld leen nie. Ons kan nie vertrou op die buurman se hulp nie. Maar wat ek vir julle wel kan sê, ons kan vertrou op die enigste lewende God wat daar is in die hemel. En daarom in hierdie nuwe seisoen, gaan in jou binnekamer. Elkeen van ons het 'n plekkie op die plaas, op 'n klip of by 'n wimpomp of op 'n koppietjie. Maak jou hart skoon voor God. Maak seker dat jy reg is voor God. En sê vir hom, Here, maak nie saak of dit reën, maak nie saak wat gebeur nie. Ek wat die kind is, sal U altyd deur loof en prys in elke omstandighede, want die uitkoms sal goed wees omdat ek U kind is. Julle sterkte vir hierdie seisoen en weet net, daar's 'n God in die hemel wat lewe. Middag almal. Ek is Corneil Oosthuizen. Ek en my pa en my broer boer hier by Dover in die Koppies omgewing. Ons nooi julle hartlik uit om die middag saam met ons te kom geniet en te kan bid vir die seisoen wat voorlê. Ek dink as ons ons vertroue en ons hoop op die Here sit, dan sal die Here ons nooit los nie. Hy het hom oor en oor bewys hierdie jaar. Ons het baie somme gemaak en 'n mens dink jy kan somme maak, maar op die einde van die dag, dan is dit die Here wat die somme maak en die Here wat die somme bepaal. En hy het ons nog nooit gelos nie en daarom dink ek, dis vir ons elkeen 'n voorreg om op ons neer te gaan en die Here te aanbid, om nie net om te vra vir die jaar wat voorlê nie, maar ook om dankie te sê vir die jaar wat verby is, waardeur hy ons deurgedra het en elke dag was hy die lig in ons tonnel gewees. So ons is bly om julle te kan nooi vir hierdie dag en ek sien uit om elkeen van julle daar te sien. Dankie baie. En dan wil ons kom en ons wil graag die Here kom vra. Hy sê, julle het nie want julle bid nie. En julle bid en julle ontvang nie want julle bid met verkeerde motiewe. En dan wil ons graag met 'n opregte hart kom en ons wil net sê, Here, ons as 'n gemeenskap kom saam. Ons kom van plaas tot plaas, van omgewing tot omgewing in ons verskeie distrikte en ons wil U aanroep en sê, Here, dankie dat ons U kan vertrou, dankie dat U ons deurgedra deur 2023 en dankie dat ons hierdie jaar en hierdie seisoen wat voorlê in U naam kan ingaan met vrymoedigheid en met 'n hart wat weet, God sal sorg, God sal voorsien, Hy sal ons deurdra, ons sal op die einde van die dag kan sê, dankie Here, U is getrou, U is ons God, U bly in beheer. En ek wil julle graag nooi, kom woon hierdie dag by die 26ste September, ons gaan op verskillende dae of verskillende plekke by mekaar kom, die 27ste September ook Vrydag,
is daar plekke waar mense bymekaar kom en kom ons reël in ons omgewings en ons bring ons bure bymekaar en ons roep saam die naam van die Here aan.